Met ander woorde, Israel, volk van God, uitgeroepen is, as jy nie luister na wat die Here jou God vir jou sê nie, dan sal jy onder 'n vloek ingetrek word, dan sal hierdie ongehoorsaamheid van jou vir jou 'n vloek word. OK, nou kan jy al klaar sien waantoe is ek op pad. Hierdie waarskuwing het 'n werklikheid geword. Die 10 noordelike stamme het in 722 voor Christus, hulle is deur Assirië weggevoer. As gevolg van hulle ongehoorsaamheid, julle kan gelees daar in 2 Konings 17 vers 6, praat hy daarvan, gelees die hele hoofstuk, dit is geskiedenis, hoe die volk Israel weggevoer is, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Dit het in 722 voor Christus gebeur. En Juda is in 586 voor Christus deur Babylon totaal verwoes. Jy kan dit daar in 2 Konings 25 vanaf vers 9 tot 11, gaan lees die geskiedenis daar, hoe die Babyloniërs Juda heeltemal totaal gaan verwoes het. OK, maar hoekom het hierdie goed gebeur? Dit is die vraag wat ons moet vra. Ek wil so 'n bietjie geskiedenis vir jou gee, want die Bybel is 'n fantastiese geskiedenisboek. En ons het mos 'n spreekwoord wat sê dat geskiedenis herhaal homself. Is dit nie waar nie? Ja. So, ons moet kyk wat het gebeur. Hoekom het God die Israeliete op 'n plek gebring wat hy gesê het, luister hierso, tot hiertoe en nie meer verder nie. En ek gaan dit vir jou wys. Nou, hoewel 'n oorblyfsel van die volk na hierdie wegvoer, alhoewel 'n oorblyfsel weer teruggekom het, Israel te Palestina toe, hulle teruggekeer uit ballingskap uit, het die volk nooit werklik weer regtig tot hulle roeping, wat God hulle voor geroep het, teruggekeer. Nooit nie. Jy kan dit gelees daar in Esra en in Nehemia, hoe hulle teruggekom het om weer die stad en die mure van Jerusalem te bou, en baie interessant, dis geskiedenis. En weet jy wat is dit, my vriend? Voordat jy vir my sê, maar ek glo nie wat jy sê nie, en ek verskil van jou, en al hierdie tipe van goed. Hierdie goed is beskikbaar op die internet. Die oomblik wat jy 'n bietjie gaan krap en jy gaan tik hierdie geskiedenis in, dan kry jy hierdie goed, dan kan jy geskiedenis, neergepende geskiedenis, bevestigende goed wat geleer word in universiteite, is beskikbaar vir my en jou, en jy kan dit gaan naslaan.